Syndikate en sogenaamde maffias is besig om verskeie dele van die ekonomie gijslaar te hou. Teen die tyd ken ons die konstruksiemafia, maar ook die taxi-mafia voer al vir jare 'n skrikbewind teen die busdiens Intercape. 'n Busbestuurder is reeds dood, talle ander is beseer en die maatskappy het miljoene rand se skade gelei. Intercape se uitvoerende hoof, Johan Ferreira, sluit nou by my aan. Johan, verduidelik net vir ons kortliks hierdie stryd wat jy ook al gevoer het teen die taxi-mafias. Hoe is julle oor die afgelope paar jare geteiken? Goeienaand Lorenzo, goeienaand kykers. Dit kom van 2016 en dit het eers klein begin waar die taxi-organisasies die geloofwaardigheid van ons permitste bevraagteken het en dit het gelei tot ondersoeke wat niks in die lig gebring het nie. So dit het dan verder gegaan en dit het gegaan na intimidasie, verder gegaan na klipgooi en verder gegaan na skietvoorvalle en dat bloot terrorisme. En dit het van baie sleg na bitter sleg gegaan in 'n baie kort tyd. Julle het al meer as 200 sake by die polisie ingedien. Ja. Wat gebeur as julle met die polisie hieroor praat? Die sake word aanhangig gemaak, dan kry ons 'n saaknommer en dan gebeur dan net maar niks. So ons het ook as gevolg van die feit dat die busse aangeval word en aangehou word, het ons die polisie uitgeroep en dan kom hulle nie uit en as hulle uitkom is hulle toeskouers. Hulle sal nie arrestasie maak nie. So niemand is nog gearresteer nie. Al word passasiers met outomatiese masjiengewere uit die busse gedryf, al word die personeel uit die kantoor gedryf, al hou hulle 'n hele stasie aan waar ek persoonlik al by was, wat die kolonelle van die weermag was en brigadiere, dan hou hulle hele Kaapstadstasie vir 4 ure, hou hulle die hele stasie op en dreig. So en dan gebeur dan niks nie. So jy weet, dit is 'n regtig groot probleem en Maar julle het ook nou al die hof genader om die polisie te dwing om hulle werk te doen en die hof het toe gelas dat die polisie 'n aksieplan in plek moet hê, wat hulle ook nog nie gedoen het. Korrek. So ons is nou op hofsaak nommer 9. Al die sake gewen met koste. So in op hierdie stadium is die staat in minagting van die hof. So op twee aspekte. Die een is ons het gesê julle moet beskerm en julle moet 'n plan voorlê. Aan die ander kant het ons gesê julle moet ondersoek en arresteer. En op al twee lyne van sake het ons die sake gewen tot in die Hooggeregshof tot in die Appelhof. So die hof het gelas aan die een kant, julle moet die sake ondersoek en dit moet lei tot arrestasie en julle moet terugrapporteer aan Intercape en die hof. Aan die ander kant het hulle gelas julle moet 'n korttermynplan in plek sit tussen die polisie met die departement vervoer en hulle moet ook verder 'n langtermynplan in plek sit. Hulle moet terugrapporteer aan die hof en aan Intercape. Niks van dit het gebeur nie. So daar is die polisie is op twee aspekte in contempt of court as jy dit so kan stel en die departement van vervoer op die een kant waar hulle nie die minagting van die hof, waar hulle nie die planne in plek sit nie. Johan, maar dit behoort vir ons regering vernederend te wees dat daar hierdie bevele teen hulle gemaak is aan die een kant, maar ook dat dit so duidelik is dat hulle nie hulle werk wil doen nie. Ja, kyk, dit is moeilik as jy jou werk moet doen as jy nie ondersteun word nie. So Cyril Ramaphosa ondersteun die taxibedryf. So as ek hierdie goed sê, dis nie omdat ek dit dink nie, is omdat ek dit weet. Ek het die bewyse. Die polisie staan die sake teë, die padvervoer, die departement padvervoer staan die sake teë. Dit is ondenkbaar dat 'n regering sy volk, sy mense kan uitlewer aan terrorisme en niks aantrent doen nie. So dis nie wat ek sê nie, dit is die bewyse, dis wat die hof gesê het, dis wat nou by die parlementêre komitee is, Ian Cameron het uitdag voorgesit, die bewyse is alles daar. So dit is regtig 'n geval van menseskending, menseregte skending. En ons gaan nie dit net, ek gaan nie dit net los nie. Ek gaan nie dit net los nie. As die ANC nie sy burgers wil beskerm nie. Die ANC se burgers is die wat vir hulle gestem het. Intercape vervoer het al 50 miljoen passasiers vervoer in die tyd wat ons besigheid doen. Suid-Afrika 63 miljoen mense. So ons het omtrent 85 van Suid-Afrika se passasiers al vervoer. En dis my mense. Net soos dit die ANC se constituents is, se stemmers is dit ook my passasiers. So as die ANC nie die landsburgers wil beskerm nie, dan moet ek sê as kom ons sê nou maar besigheidsman, sakeman, moet ek dit doen. Maar die regering wil dit nie doen nie. Maar Johan, wie
is die werklike slagoffers ook hier. Ek bedoel van 'n sakeperspektief, julle natuurlik en julle het al miljoene rande se skade gelei en daar was al 'n moord op een van julle werknemers. Maar wat beteken dit vir 'n land dat soos jy nou gepraat het die meeste en dis baie keer mense wat dit nie baie breed het nie. Ja. Maar hulle word nou gedwing om van dienste gebruik te maak, taxi-dienste. Ja. Wat baie keer duurder is as wat dit hulle sou kos om van julle dienste gebruik te maak. Ja. Kyk, daar's 250,000 taxis in Suid-Afrika. En dit is vir ons die vervoerbedryf in Suid-Afrika is veronderstel om gereguleer te word. En daar's 'n padvervoerwet geskryf en daar is voor 1994 was daar die padvervoerraad en dit was rade wat gesit het en daar was sekere jy moes aansoek doen vir 'n permit in die staatskoerant geadverteer en daar's 'n hele proses. So munisipaliteite moet toestemming gee, daar moet staanplek wees, daar moet roete wees. Dit is gereguleer sodat dit nie uitmekaar uitval soos dit nou uitmekaar uitval nie. Maar dit is omdat die minister van vervoer oor die laaste 30 jaar verskillend is, soos Fikile en Belula wat ja, dit was regtig belaglik. En dan nou Beketjelle in die vorige bewind, dit is regtig, jy weet, hy was nie 'n polisieman, hy was 'n showman. So hulle verstaan nie die wet nie, hulle pas nie die wet toe nie en dit is op die einde van die dag Ramaphosa se skuld. Jy weet, ek het nou gekyk, jy weet die insetsel van is dit Morero, die Morero, burgemeester. jy kan net sowel sê Ramaphosa. Jy kan net Morero se naam vervang met Ramaphosa want dit is presies dieselfde. So ek dink nie Ramaphosa het nie 'n visie vir die land nie. Hy het ook nie die inkoop van die publiek van Suid-Afrika meer nie. Dit is leeuwoorde oor baie jare wat tot niks gelei het nie. Johan, waarom sou ons regering die taxi-bedryf wil beskerm? Is dit 'n vrees oor Alles gaan oor geld. Het gaan oor geld. Het gaan oor geld en gaan kyk hoe die geld vloei op 'n einde van die dag kom dit in die politieke partye se sakke in een of ander manier. Baie polismanne het aandele in besit taksies, verkeer. So dit is 'n geweldige groot nie gereguleerde industrie in Suid-Afrika waar baie geld nie belasting betaal, jy weet baie geld word nie op belasting betaal nie. En dit gaan in 'n groot katastrofe verander. Dit het al reeds. Maar jy maak nou jou rug styf, die polisie doen hulle werk nie. Jy sê daar's belange in terme van politici wat moontlik betrokke is. Hoe kan ons hierdie probleem dan nou daadwerklik aanspreek? Kyk, as 'n sakeman moes ek 'n toets doen op Suid-Afrika om te sien het ons 'n gefaalde staat. So as die hofstelsel, die regstelsel nie meer werk nie, dan moet ons weet ons het 'n gefaalde staat. In my geval het die hofstelsel gewerk. Wat nie werk nie en wat nie gewerk het nie, is die stature van die regering. In hierdie geval is dit departement vervoer en in hierdie geval is dit die polisie, die Suid-Afrikaanse polisie. So dit is 'n groot probleem. So as Ramaphosa nie gaan vorentoe tree en hom gaan uitspreek teen hierdie geweld nie, want geweld is besig om ons Maar hy het hom al uitgespreek, Johan. Ek bedoel ons weet in die staatsrede het hy gepraat oor hoe skadelik hierdie mafias is. Ek weet, kyk, wat hy sê is leeuwoorde, maar ek sê nou in terme van wat gedoen moet word. As Ramaphosa op 'n leë beloftes gaan maak, wat ek dink nie hy kan meer nie. Jy weet, ek dink die water het gevloei vir hom in die ANC. So die enigste manier om dit reg te kry is om 'n president en 'n regering te kry waar hulle ja is en 'n nee is. En waar hulle gaan optree en besluite neem in belang van elke lid van die publiek in Suid-Afrika tot op voetsoolvlak. Die vrou wat stap met die sak meel onder die arm in Aidichwa. As dit nie haar lewe gaan beter maak nie, dan help die besluite nie. So daar word besluite geneem op 'n hoë vlak wat nie afkom na die onderste vlak toe nie en ek dink op die einde van die dag gaan dit instaan dit by leierskap. Johan, net laastens, dit is ongewoon om te hoor dat 'n uitvoerende hoof soos jy wat aan die stuur van so 'n groot maatskappy staan, so krities is teenoor die regering. Amper wil ek sê so dapper is soos jy om hulle aan te vat. Hoop jy dat ander sakelei jou voorbeeld volg, want dit lyk my dit gaan op julle neerkom om hierdie probleem op te los. Kyk, ek het nie veel van 'n keuse gehad. Dit was uitwissing. So die taxis wou Intercape uitwis. Dit is nou 'n seker saak. Ek het my aangehou vir ure in Oos-London met AK-47 buite kan die kamer vir 8 ure op my geskree en gevloek en my afgedreig en dis maar net een geval. Jy weet so ek het net besef, jy weet hier is nou dis nou lewe of dood. Of ek gooi handdoek en verkoop of maak toe en hardloop weg of ek moet staan vir wat ek glo. En ek glo in Suid-Afrika en ek glo ek en ons almal is hier vir 'n doel en
ek is nie van plan om weg te hardloop nie. So ek is van plan om my deel te doen, want ek moet op die einde van die dag moet ek verantwoording toon aan die Here. Hy het my hier gesit vir 'n bepaalde tyd en 'n bepaalde doel. So ek is hier om my deel te doen na die beste van my vermoë en ek hoop net die res van die sakelei in Suid-Afrika het genoeg ruggraat om op te staan vir 'n slag. Ja, ek hoop ook beslis vir Johan. Baie dankie, baie sterkte. Dankie. Net